Dit is nie die dominee se verantwoordelikheid om vir jou die Bybel te leer nie. Dis interessant dat jy nou dit noem, want op dit, ek dink in die krantenprogram laasweek met Dr. Fikker gepraat daaroor, dat daar was 'n man wat gepraat het en gesê het, dat hy het genoem en gesê, dit is die dokter se verantwoordelikheid. Jou gesondheid is jou dokter se verantwoordelikheid en nie joune nie. Nee? En ek sê, jy weet, waar val die ou uit? Jou gesondheid is jou verantwoordelikheid. Eie verantwoordelikheid. Ja, jou dokter kan jou help en jou raad gee, wat ook al dit mag wees, maar is nie net die dokter wat jy kan raad gee nie. Ek bedoel, jy kry baie verskillende mense wat 'n verskillende, soos byvoorbeeld, jy kry 'n biokinetikus, wat jou ook kan help met jou gesondheid. Jy kry iemand wat werk met dieetkundige, wat ook al dit mag wees. Almal kan vir jou raad gee en jou help, maar dis jou verantwoordelikheid. En wat jy daarmee doen. Verstaan jy? Jou gesondheid is jou verantwoordelikheid. Net soos jou ewige lewe. Absoluut. Jou verantwoordelikheid. Ja. Jou geestelike lewe is jou verantwoordelikheid as persoon, nie jou dominee of jou predikant of jou ouderling of jou diaken of enigiets soos dit nie. Dis joune. Jy gaan nie eendag staan voor God se troon en sê, maar daar's die dominee, praat met hom, nie met my nie. Dis nie hoe dit werk nie. En so ons moet verantwoordelikheid vat vir ons geestelike lewe.